vir hierdie week. Vandag gaan ek julle 'n storie vertel met die naam 'n spesiale kleed. Ons geheelteksvers is: Julle Vader wat in die hemel is, sal goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Matteus 7 vers 11. En die boodskap is dat die Here gee vir ons goeie dinge omdat hy ons liefhet. Dink aan 'n spesiale geskenk wat jou ma of pa vir jou gekoop het. Josef se pappa het ook vir hom iets spesiaal gegee. Die Here het hom ook 'n baie spesiale geskenk gegee. Josef het sommer sy kop onder die water gedruk. Hoesend-proesend skaterlag hy. Die koue water was so lekker. Om heeldag lank na skape te kyk was 'n stowwerige affære. Josef skud sy kop om die water uit sy hare te kry en die fyn waterdruppels spat oral. "Haai, kyk wat jy doen man," skel sy broer Reuben vies. "Is Josef dan hier?" vra hulle pappa opgewonde. "Waar is hy?" Jakob het baie seuns gehad, maar Josef was sy gunsteling, sy wit broodjie. Jakob was reeds oud en sy jongste het hom soveel vreugde gebring. Josef was nie soos sy 10 ander broers nie. Hulle was lief vir stry en beklei. Josef was anders. Hy was saggeaard en het altyd die waarheid gepraat. Hy was altyd blymoedig en het sy pa laat lag. Toe Josef hoor dat hy geroep word, is hy dadelik na sy pa toe. Jakob het 'n spesiale geskenk vir Josef gemaak, 'n pragtige nuwe kleed. Dit het uit 'n klomp kleure bestaan. Dit was die soort Bybelse klere wat vir 'n koning of 'n baie belangrike persoon was. Josef het dadelik die kleed aangetrek, die materiaal het sy sag gevoel. Josef se broers was nie juis gelukkig oor die nuwe kleed nie. Wat het hom dan so spesiaal gemaak? Hoekom het hy altyd geskenke van pappa gekry? Hulle was vreeslik jaloers en het gemor en gekla. Eendag het Josef 'n vreemde droom gehad. Die volgende dag vertel hy vir sy broers daarvan. "Ons was in die veld, besig om koringare bymekaar te maak. My gerf, 'n bonkie koringare, het regop gestaan en julle gerwe het voor myne neergekniel. Dink jy nou werklik ons sal ooit voor jou neerbuig?" sê sy broers nors. Toe het hulle weer onder mekaar begin mor en kla. Josef het weer 'n droom gehad. Die keer het hy nie net vir sy broers, maar ook vir sy pa daarvan vertel. "Ek het gesien hoe die son, maan en 11 sterre voor my neerbuig," het hy gesê. Jakob het mooi met Josef gepraat en hom verduidelik dat hy verkeerd was. "Dink jy werklik ek en jou ma en jou broers gaan voor jou neerbuig?" het Jakob met groot kommer gevra. Niemand in Josef hulle se huis het die droom verstaan nie. Tog het Jakob die droom onthou. Eers baie jare later het hy verstaan wat dit beteken. Josef het baie gawes, 'n ander woord vir geskenke, van God af ontvang. Hy het byvoorbeeld die gawe van profetiese drome gehad, wat hy later in sy lewe beter verstaan het. Die Here het Josef spesiale idees en gedagtes gegee om sy lewe in die regte rigting te help stuur. Die Here het jou ook lief. Jy het ook gawes van hom af ontvang. Hy help jou ook om reg te dink en reg op te tree.